Geliefdes, ons lees saam met die woord van die Here weer vandag uit 1 Korintiërs hoofstuk 6. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vanaf vers 12 tot en met vers 20. Alles is my geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my deur niks laat oorheers nie. Kos is vir die maag en die maag vir kos. Maar God sal die een en ook die ander vernietig. Die liggaam is tog nie daar vir onsedelikheid nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. Deur sy krag het God die Here opgewek, en hy sal ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggame ledemate van Christus is nie? Sal ek dan die ledemate van Christus neem en deel maak van 'n prostituut? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n prostituut gemeenskap het, een liggaam met haar word nie? Daar staan immers, die twee sal een liggaam wees. Maar die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met hom. Vlug weg van onsedelikheid. Elke sonde wat 'n mens doen is buite sy liggaam, maar iemand wat seksueel losbandig optree, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Wat julle is, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. Ons lees tot sover. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê: Of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel van die Heilige Gees is, en dat julle nie aan julleself behoort nie, maar aan God? Liewe broer en suster, 'n huis, 'n blyplek. Elkeen van ons ken 'n huis. Elkeen van ons kan assosieer met 'n huis. Maar nie een van ons huise lyk noodwendig dieselfde nie. Nie een van ons gedagte oor 'n huis lyk dieselfde nie. Sommige bly in groot huise, ander bly in klein huise. Sommige bly in koshuise, saam met ander mense wat hulle daardie huis mee deel. Maar vandag sit ons ook in 'n huis. En hierdie huis waarin ons vandag hier sit, sê ons, is die huis van die Here. 'n plek, 'n gebou. En in hierdie gebou, sê ons, al is dit die huis van die Here, God nie noodwendig hier vasgevang in is nie. Maar dat dit hierdie gebou is, hierdie huis is, waarna toe ons kan kom, waar ons die Here kan dien, hom kan aanbid, tot sy eer kan sing en hom al die lof en die eer gee wat hom toekom. Maar waar ons ook in mekaar sak as ons na onsself kyk en sien dat ons eintlik swak, sondaar mense is. Nietige mense is. Wat in een oomblik daar is en 'n volgende oomblik dalk nie meer daar is nie. Hierdie huis is 'n plek waar ons as gelowiges die Here op 'n baie spesiale manier mag ontmoet en kan ontmoet.
en na hiernatoe kom om hom hier te ontmoet. In 1 Korintiërs 3 vertel Paulus dat die kerk nie noodwendig 'n gebou is nie, maar dat ons as mense, ons as lidmate van die kerk van Jesus Christus is. Die tempel van die Here is. 'n huis is waarin hy graag wil woon en waaruit hy graag wil gaan werk. Ons as gemeentelede vorm die kerk. Nie hierdie gebou nie. Die gebou is bloot net 'n samekomsplek vir die kerk van Jesus Christus. Ons is deel van 'n lewende kerk, omdat elkeen van ons leef en omdat ons vir God diensbaar kan wees en vir hom kerk kan wees. In 1 Korintiërs 6 gaan Paulus nou nog 'n bietjie verder en maak hy dit nog meer persoonlik as hy sê elke individu is 'n tempel van God. Elkeen van ons is 'n huis waarin die Here kan en wil woon. 'n Huis waarin die Here wil werk. 'n Huis waardeur die Here na die wêreld toe wil werk. En dit bring ons vanoggend by die vraag, as u en ek vir die Here 'n huis is, hoe lyk jou huis? Hoe lyk die huis waarin die Here moet woon? Waarin die Here wil woon? Is jou lewe, is jou huis, is jou liggaam, die dinge waarmee jy elke dag besig is en wat jy hierdie huis mee volmaak, 'n plek waar die Here graag sal wil woon, waarin hy graag deel sal wil wees? Is my lewe so dat dit vir God 'n tuiste kan bied? 'n Huis wat anders lyk as die wêreld se huise. Wat anders doen as die wêreld se huise. Is u en my lewe 'n vertoonvenster vir die wêreld, of is ons 'n vertoonvenster vir God wat deel is van ons lewens? Ons kan of doen wat ons wil en wat almal doen, onsself oorgee aan al die versoekings en geleenthede wat ons tyd en ons aandag in beslag neem. Of ons kan sê, ek gaan aan alles deelneem, maar my lewe, my liggaam, is 'n huis vir die Here. En deur my woorde, deur my optredes, deur dit wat ek dink, word dit sigbaar dat die Here deel is van my lewe. Ons kan nooit maar net wees wat ons wil wees nie. Want dan gaan ons in hierdie lewe so maklik net bly val. Broers en susters, kom ons dink vir 'n oomblik aan ons eie huise, ons eie lewens, ons eie liggame, so voor die Here. En ons besef almal dat die huis van elke mens eintlik maar baie geslote is. In jou lewe is daar baie dinge wat net jy weet. Of jy dink net jy weet.
Want alhoewel dit net jy is wat dit weet God dit ook. Alhoewel dit net jy is wat daarvan sigbaar is, was alles wat jy gedoen het ook vir God sigbaar. En alhoewel ons lewens maar 'n toeboek is, en ons nie ons lewens net vir enigiemand wys nie, en ons nie vir enigiemand net sommer in ons lewens toelaat nie, en ons ook sê, maar my lewe is my eie, dis my privaatheid, is dit nie waar nie. Want dit behoort nie aan jou nie. Jy behoort aan die Here. Jy behoort aan God. En dit wat jy het, en dit wat jy is net vir jou geleen. Is net vir jou gegee om daarmee te kan leef. Om daarmee in die wêreld vir die Here 'n vertoonvenster te gaan wees. Ons lewens, al is dit hoe persoonlik, is nie my eie nie. En dit is nie net soms so nie, en dit is ook nie net 'n gedeelte daarvan so nie. Ons hele lewe, ons hele liggaam, moet ons met oorgawe in diens van die Here gebruik. Ek moet selfs bereid wees om aan hierdie huis van my te gaan bou en breek, sodat die Here daardeur al hoe meer sigbaar kan word. Ek moet bereid wees om sekere dinge te kan laat gaan, te laat staan, want God se deel wees kan nie maar net so die oorwegende wees nie. Ek sal maar sien of daar vir hom gaan plek wees of tyd wees nie. God se deel wees van my lewe moet die norm wees. God se deel wees moet my optredes bepaal. Moet my denke vorm. Moet my lewe weerkaats. En daarom is dit baie belangrik dat ons voortdurend na ons eie lewens gaan kyk. En moet ons maar voortdurend vir onsself vra, waarmee is jy besig? Waarmee hou jy jou besig? Waarmee is jy so besig dat jy nie tyd het nie? En dit waarmee jou besig hou, is die Here deel daarvan? Is hy welkom daarmee? Of is ons met soveel ander dinge besig, as wat ons met die tempels vir God besig moet wees en wil wees? Elkeen van ons wil hê dat die Here deel moet wees van ons lewens, want ons het hom nodig. Dink maar as die nood deel word van jou lewe, hoe vinnig ons kan bid. Dink maar as daar 'n krisis in jou lewe opduik, hoe vinnig ons 'n skietgebedjie kan opsê en die Here moet help. Dat hy my moet vang as ek val. Dat hy vir my moet rigting gee as ek nie weet watter kant toe nie. Ons wil almal graag eendag die ewige lewe beerwe. Maar is God se deel wees van ons lewens en ons tempels vir hom 'n prioriteit in ons lewens? Broers en susters, hierdie week wat voor ons lê, moet ons onsself gaan voorberei vir die nagmaal. Ons word genooi vir ete. Maar hierdie is nie sommer net enige ete nie. Hierdie kom nie uit 'n boks soos mincemeat nie, maar dit is net so eenvoudig om daarin deel te hê.
Hierdie ete waar dat ons volgende Sondag genooi word, is ook nie kreef of kaviaar wat deur 'n 5-ster chef vir ons voorberei word in 'n toprestaurant nie. Jy kan dit ook nie bestel op die duurste spyskaart ter wêreld nie. Hierdie ete waarna ons genooi word, is ook nie 'n bring of braai nie. Maar jy word genooi nes jy is. Jy word genooi om met leë hande te kom eet. Want die gasheer weet, jy is arm, jy is verlore, jy is honger, jy is verdwaal, en jy is hulpeloos. Jou gasheer nooi jou en hy sê, my liggaam is jou vleis, en my bloed is jou wyn. Wyn wat gemaak is in die koninkryk van God. My liggaam se vleis is die brood van die lewe. En my bloed soos wyn wat strome lewende water in jou binneste laat uitvloei. Kom en kom deel daaraan. Maar in ons wêreld steek daar 'n ding sy kop uit waaroor die kerk bekommerd is. En die kerk is een ek. Mense het opgehou om die kosbaarheid van hierdie ete te besef. Die kerk, die mensdom, leef so maklik by daardie ontmoetingsgebeure verby. Die kerk en die wêreld vergeet om te onthou. Want hierdie sakrament is gegee sodat ons sal onthou van Jesus se liggaam wat gebreek is vir u en vir my. Hy het homself laat verneder sodat ons kan lewe. Hy het homself gegee sodat ons die ewige lewe mag beerwe. Ons as mense wil alles hê, maar dit wat werklik belangrik is, dit laat ons so maklik by ons verbygaan. En daarom is die spreekwoord miskien so waar. Jy kan die perd by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. Die kerk kan vir jou al die geleenthede gee om te onthou, maar jy kan kies om te vergeet. Die Here kan jou uitnooi as gasheer na sy tafel, maar jy kan so maklik kies om met 'n handvol verskonings goeie rede te hê oor hoekom jy dit laat verbygaan. Ons gasheer het homself vir ons gegee, sodat ons kan lewe. God kan vir ons die weg wys, ons uitnooi, van ons sy kerk maak. Dit is iets wat elkeen van ons moet kies om te wees. Wat geweldig belangrik is om my lewe so aan te pas, dat daar altyd vir God plek is, tyd is in ons lewens. En dat ons nie net daar wil wees vir onsself nie, maar dat ons daar wil wees ook vir God. Dat ons lewens, ons liggame, ons huise vir God 'n plek sal wees waar hy gemaklik in wil woon, waardeur hy wil werk en waardeur hy in die wêreld 'n verskil kan maak. Kom ons gaan kyk na ons eie lewens. Kom ons maak seker, as dit nodig is om bietjie te gaan skoonmaak en reg te pak, dat ons daardie taak aanpak
En kom ons eer God deur ons lewe, vir hom een groot tempel te wees, wat sigbaar is in die wêreld waarvan ons deel is. Nie net 'n gebou nie, maar elkeen van ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons eerlik en opreg na ons eie lewens kyk, en na hierdie huise wat U vir ons gegee het om in te woon, ons liggame, ons gedagtes, ons optredes, dan moet ons erken dat ons so maklik doen wat verkeerd is in U oë. Dat ons so maklik besig raak en tyd afstaan en opofferings maak terwille van ons eie behoeftes, terwille van die wêreld se geleenthede, en dat ons U afskeep. Wil U ook vandag in ons harte so werk, dat ons onsself ook in hierdie week so sal voorberei, waar ons volgende week aan U tafel kan kom aansit, waar ons genooi word na U ete, en dat ons ook by die ete gevoed en versterk sal kan word, om ook in die wêreld vir U sigbaar te wees. Wil U ons lei. Here, ons dink ook vandag aan hulle wat siek is. Wil U saam met elkeen van hulle wees. Vou hulle asseblief toe in U liefdevolle arms en raak hulle aan met U hand van genesing. Wil U saam met ons wees in ons werksaamhede hierdie week, saam met hulle wat eksamen skryf. Gee ook vir elkeen 'n helder verstand. Gee vir hulle ook die krag om hierdie werk na die beste van hulle vermoë te doen. Here, U is ons hele lewe en dankie dat ons aan U mag behoort en saam met U mag leef. Ons bid dit en vra dit alles in Jesus se naam.